Geliefdes, weer eens hartlik welkom vir die tweede gedeelte van hierdie uitsending. Van waartoe is ek en jy op pad? Ek en jy se erfenis. En ons gaan so 'n bietjie praat oor die 1000-jarige vrederyk en die sinkronisasie van hoe dit eintlik werklik gaan gebeur volgens dit wat die woord gesê het. Jy sal onthou op die vorige ene het ons gepraat oor daar in Psalm 19 waar hy gesê het en wees daardeur gewaarsku dat in die onderhouding van hierdie gebooie, insettinge, verordeninge is groot loon. En wat eintlik al wat hy wil vir ek en jy daarna sê is dat dit is eintlik ek en jy se erfenis. Want jy kan nie in die 1000-jarige vrederyk of in die bruiloft kom as jy nie sy gebooie, sy insettinge en verordeninge hou. Logies, dit is wat die Bybel sê, nie wat ek sê. En ek wil 'n bietjie met die praat oor die tydtafel van Jahwe, waarin ons nou staan. Want jy weet, ons is nou op pad na die eerste Nisan toe, die eerste Abib toe. Met ander woorde, ons nuwe jaar. En daarmee saam in hierdie eerste maand kom hierdie eerste maand se feeste, naamlik Pesach, ongesuurde brode, wat ons ook op 'n volgende keer wil behandel. Maar as ons gaan kyk na hierdie tydtafel, geliefdes, dan daar in Levitikus, en ek wil maar vir u vra om self hierdie goede neer te skryf en dit te gaan lees. In Levitikus 25, vers 9 tot 12, vertel Jahwe vir ons uit sy woord uit, hoeveel jaar is 'n jubeljaar? Hoor u mooi wat ek vir u sê. En dit is naamlik 50 jaar. En daar in Genesis 6, ek dink, né? Sê Jahwe, sê dit so mooi, wag ek gaan dit gou vir u kry, dan is dit vers 3. Toe sê Jahwe, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. Nou dit baie belangrik, en sy dae sal 120, met ander woorde hierdie geslagte, 120 jaar. Nie te sê hy gaan oud word daai 120 jaar nie, maar dit is baie belangrik dat ek en jy hierdie 120 vat, en hierdie 50 jaar, hierdie jubeljare. Nou ons sit nou, is die 120ste jubeljaar, is 6000 jaar. 120 maal 50 is 6000 jaar. So hierdie jare is verby. En dit hoekom ek wil met u praat oor hierdie tydtafel. En ek gaan nie met al hierdie jubeljare met u praat nie. Ek gaan met u praat van die 118de jubeljaar. Toe daar die Britse generaal ingery het in Jerusalem. Want jy sal sien dat alles gaan oor Jerusalem. En hy daar ingery het en ek sal nie sê hy het Jerusalem weer teruggevat van die okkupasie van die moslems vir 400 jaar. En nou kom hy en die 119de jubeljaar is die 6-daagse oorlog. Weer eens die herowering van Jerusalem deur Israel vanaf die Egiptenare. Dit is die 119de. En die 120ste jubeljaar is dan nou wees hier in 2018. Toe Trump kom en hy verklaar Jerusalem as hoofstad van Israel. Jy sal onthou dat die hoofstad al die jare nadat hulle onafhanklikheid geword het in 1948, ek dink, 47 dat die proklamasie uitgehef, maar 1948, 70 jaar daarna, 2018. Maar kom Trump en op hierdie 120ste jubeljaar, kom verklaar hy Jerusalem
as die laaste in die jubeljaar. Met ander woorde, hier die 6000 jaar wat hier die Satan oor hier die aarde amper wil ek sê gehuur het en droog gemaak het, want hy sê, want die mag van hierdie wêreld lê in die hand van die Satan. En so kom die disippels by Jahwe en hulle vra vir Jahwe, Yeshua leer ons bid, en hy sê, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, hierdie wonderlike naam. En dan sê hy, wat ek en jy behoort te bid, elke dag, laat u koninkryk kom. Hierdie 1000-jarige vrederyk. Dat dit kan wees soos wat dit in die hemel is, so ook op die aarde. En dit het Vader vir ek en vir jou in pag van die begin af, wil hê moet ek en jy lewe sonder die inmenging van die Satan in hierdie wêreld. En u sien nou, geliefdes, hoe belangrik die woord van Jahwe is. Klein goedjies, wat ek en jy moet leer. En ek kan miskien net vir jou wys, my dierbare vrou, hierdie is haar tweede Bybel. Hierdie ene is 2 keer gebind. Hoe sy hierdie woord bestudeer het, was dit vir my so lekker, as ons altyd kon gesels het oor hierdie goed, en mis ek dit nie vreeslik baie nie. Sal ek graag op die pinkbank wou gehad het, so 'n mooi vrou. Nou is dit net lelike manne wat daarop gaan sit. Maar geliefdes, dit is vir my so wonderlik, om vir u hierdie goede te kan bring, om vir u te sê, dat hierdie is ek en jy se erfenis. En nou is hier die 6000 jaar voleindig. Nou moet die 1000-jarige vrederyk gebeur. Maar daar is 'n uitnodiging vir ek en vir jou, vir elkeen van ons, na die bruilofsmaal, waar? In die hemel. Volgens Hebreërs 12, gaan lees dit maar self. En nou kom Yeshua en vertel hy vir ons van hierdie wonderlike bruilof, hierdie waar ek en jy se erfenis kom. Hierdie waar hierdie weggeraping, hierdie bruid gaan gebeur, wat nou gaan gebeur, opgaan na hierdie bruilofsmaal. Ek kan dit maar gaan lees daar in Openbaring 19, ekskuus. Daar van vers 7 af. Hoe wonderlik hierdie bruilofsmaal is, daar bo in die hemel. Maar u moet nou baie mooi oplet, geliefdes, dat hoeveel verskonings het hierdie wêreld gehad, wat Yeshua sê, die een sê het 'n stuk grond gekoop, die ander sê het 'n vrou getrou, die ander een sê het 'n os gekoop, en so gaan elke een, en so is dit tot vandag toe, presies dieselfde. Elke ou het 'n verskoning, hoekom hy nie Jahwe se gebooie, sy insettings en verordeninge wil hou nie. Maar hierdie nie wil hou nie, is die kansellasie van ek en jy se bruilofsmaal, van hierdie uitnodiging, dat ek en jy kan sê, maar ons neem dit aan. Is dit nie wonderlik nie, geliefdes, dat ek en jy hierdie bruilofsmaal gaan neem? Met ander woorde, hierdie tydstafel is nou 100% reg. En ons is nou hier in die Daniels tydlyn. Jy kan dit maar gaan lees daar. En elke ou kom en hy het 'n storie en hy gesê, dit gaan hierdie tyd gebeur en dit gaan daai gebeur. En ek is een van daai ouetjies hoor, wat altyd datums gegee het. Maar ek het nou baie pak gekry daaroor. Weet u, geliefdes, en op die ou einde van die dag, toe met baie mense geredeneer of hulle gesê, weet jy wat is die weggeraping? Die weggeraping is daar die begeerte wat ek en jy het om huis toe te kan gaan. Daar die begeerte wat ek en jy behoort te hê om na die bruilofsmaal te gaan. Maar nou gebeur hierdie weggeraping nou, hierdie tyd, enige tyd nou. Word ek en jy weggeraap, ek en jy wat hierdie uitnodiging aanvaar het, ek en jy wat sy gebooie, sy insettings, sy verordeninge hou, gaan ek en jy na ons erfenis toe, gaan ek en jy na hierdie bruilofsmaal toe.
En daar hierdie bruilofsmaal, dan kom ons saam met Yeshua en dit sê Zacharia, al die heilige saam met hom, kom ons terug na hierdie aarde toe. Maar u moet altyd baie mooi onthou dat daar die mense wat nie hierdie uitnodiging aanvaar nie, het nog 'n kans. Maar hulle moet deur die verdrukking gaan. En dit wil ek en jy glad nie eintlik hê nie, geliefdes. Maar dit is nou 'n ander dag se storie daai. Moet ek en jy daardie by ons in hierdie wonderlike hemelse feestelike vergadering in sê soos Hebreërs 12 dit stel, gaan wees. En is dit nie vir ek en jy lekker nie, geliefdes? En daarvan af kom ons saam met Yeshua op hierdie wit perde terug na hierdie aarde toe. En dan eers is dit die wederkoms. Wat jy sien hier, die wegraping, kom Yeshua net tot op die wolke. Hy sit nêrens sy voet op hierdie aarde nie. Daar is 'n bassein van Elohim wat blaas, wat net ek en jy sal hoor. Mense kan vir my sê net wat hulle wil. Hy sal hier langs ek en jy loop en hy sal dit nie hoor. Maar ek en jy sal dit hoor en daarvan af sal ons opgaan saam met al hierdie mense wat nou in die paradys is, wat daar volgens 1 Tessalonisense 4 alle liggame kom haal. En dan sal hulle saam met ons wat in die lewe oor is, wat in Yeshua is, Yeshua tegemoet gaan in die wolke en daarvan af sal ons altyd by Jahwe wees. Sien u wat beteken dit? Maar met die wederkoms, geliefdes, is daar so baie dinge wat moet gebeur. As hy terugkom en hy sit sy voet op die Olyfberg, weet jy wat gaan gebeur? Dan split hy in 2 en lewende waters gaan daar uit. En elke oog sal hom sien. En elke met groot bassein geklank. En hy sal sy engele uitstuur om al hierdie kinders van hom oor hierdie aarde te gaan versamel vir die 12 troon oordeel. En dit is die wederkoms. En by hierdie 12 troon oordeel, daar waar Yeshua kom en hy vertel vir ek en jy van die skape aan sy regterkant en die bokke aan sy linkerhand. Daarna begin die 1000 jaar eers. En ek wil graag met u weer eens praat op 'n volgende sessie. Ook, wat die mense sê, u kan nie baie lang konsentreer. En hier is my baie belangrik, geliefdes, dat u dit sal weet. Dat u vrae sal vra oor dit. Want dit is als in die woord. Ek het nie die tyd nie. Geliefdes, kyk op hierdie ding. Dis teks op teks op teks wat ek vir jou kan gee. Volgens die woord van Jahwe. Wil ek jou uitnooi na die volgende sessie. Siegfried, ekskuus, moet ons maar nou weer enetjie hou. Dit is nogal vir my belangrik, geliefdes, dat u hierdie gebeurtenisse sal ervaar en sal sien. En ek groet u tot hierdie derde sessie. Shalom.